Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, dit is partykeer maklik om te sing en te sê, U is ons God. En dan wanneer ons by die voordeur uitstap, vergeet ons dit. Ons vergeet dit met ons woorde, ons vergeet dit met ons gedagtes, ons vergeet dit in hoe ons optree en wat ons doen. Vader, vergewe ons asseblief daarvoor. Here, rig dan ook nou ons gedagtes op U, op die dinge daarbo, op die dinge wat vir U goed en aanneemlik is. Here, mag die gedagtes in ons elkeen se hart, die woorde van my mond, vanoggend en nou vir U aanneemlik wees, o Heer. Amen. Ons teksgedeeltes vanoggend is Filippense 3. En ons lees saam vanaf vers 17 tot 21 en die ondersteunende teksgedeelte daarmee saam kom uit 1 Petrus 2 vers 11 en 12. Ons tema vir vandag is burgers van die hemelse koninkryk. Julle het dit net nou gehoor toe die kleintjies ook hier voor was. En ons het in die oploop tot nou toe het ons gesing op vaste fondamente. En ons het gehoor van die doop en die nagmaal wat gegee word as heilige tekens, die sakramente, wat God vir ons gee om ons geloof te versterk, om die werklikheid van die evangelie vir ons te gee. Want so tasbaar en sigbaar as wat daardie tekens is, en wanneer ons nagmaal saam gebruik, om die tekens te ruik, te voel, te proe, te sien, so seker, verseker die Heilige Gees ons van die verlossing en redding in ons harte. Voordat ons saam lees, net so vinnige inleiding vir Filippense. Filippi was 'n klein dorpie daar in Griekeland. En daar was 'n hele klompie Romeinse burgers woonagtig in Filippi. Baie van hulle was afgetrede soldate. Daar was, mense kan amper sê, dit was nou hulle aftreepakket wat hulle gekry het, is behuising in Filippi. En daar was 'n klomp ouens wat Romeinse burgers was, maar wat in Griekeland woonagtig was. So hulle het ook iets verstaan van die burgerskap gedagte, soos wat ons nou met die kinders gesels het vanoggend. En ek dink hier in Namibië het ons ook 'n goeie begrip van burgerskap kwessies. Die gedeelte in 1 Petrus wat ons saam lees, Petrus skryf daar aan die eerste generasie en tweede generasie gelowiges. So dis om hulle te bemoedig, om hulle aan te moedig en vir hulle ook sekerheid te gee oor die geloof waarin hulle staan. Hy moedig hulle aan om te volhard en vas te bly staan in die geloof. Kom ons lees. Filippense 3 vanaf vers 17. Broers, volg dan my voorbeeld en let op hulle wat so leef volgens die voorbeeld wat ons aan julle gestel het. Want baie van wie ek dit dikwels vir julle gesê het en nou weer in trane sê, leef as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf. Die maag is hulle God. Hulle eer is geleë in hulle skande. Hulle wat aardse dinge bedink. Ons burgerskap is egter in die hemel, vanwaar ons as verlosser die Here Jesus Christus verwag. Hy sal ons nederige liggaam verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam deur die krag wat hom in staat stel om alles aan hom te onderwerp.
En ek wil graag 4 vers 1 daar insluit en sê, daarom my broers, julle vir wie ek lief is en na wie ek verlang, my vreugde en my kroon, geliefdes, staan dan so vas in die Here. Tweede teksgedeelte kry ons dan in 1 Petrus 2 vers 11 en 12. Geliefdes, ek dring daarop aan dat julle as bywoners en vreemdelinge julle weerhou van die liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die siel. Gedra julle goed onder die heidene, sodat hulle, wanneer hulle julle beswadder, asof julle misdadigers is, God op die dag van besoeking kan verheerlik, omdat hulle julle goeie dade gesien het. Tot sover lees ons, dit is die woord van die Here. Die teksboodskap kan opgesom word in die volgende. En ek wil jou voorberei, jy gaan dieselfde preek vanoggend nou 3 keer hoor. Jy het hom al klaar 1 keer gehoor, tydens die kindermoment. En vir die wat op YouTube ingeskakel is, julle gaan hom nou net 2 keer hoor. Paulus sê vir die gelowiges in Filippi, volg die regte voorbeeld. Hoe lyk daai voorbeeld? Ons kry al reeds vroeër in Filippense Christus as volmaakte voorbeeld. Die een wat sy volmaaktheid en sy posisie van gesag in die hemel nie as iets beskou het om aan vas te klem nie, van vas te kleef nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak en hy was gehoorsaam tot in die dood aan die kruis. Daardeur word die kruis daardeur word die kruis 'n simbool nie net van ons verlossing nie, maar ook van volkome gehoorsaamheid. Hierdie navolging en voorbeeld staan in kontras met die goddeloses se vyhandigheid teenoor God en ongehoorsaamheid aan hom. Daarmee sê hy, volg die goeie voorbeeld wat Christus daar gestel het, maar vermy die verkeerde voorbeeld. En hy gee vir ons daar wat die verkeerde voorbeeld is. Die vyande van Christus, vyande van die kruis van Christus, sê hy daar. Soos ek nou net gesê het, as jy 'n vyand van die kruis van Christus is, dan beteken dit, jy is tot in die uiterste 'n vyand van Christus, omdat jy nie aan God gehoorsaam wil wees nie. Maar die kruis staan as die simbool van volkome gehoorsaamheid. Aardse denke kenmerk ook hierdie vyande van die kruis, vyande van God. Hulle maag is hulle God. Hulle liggaam, begeertes en drange van die vlees dryf alles. Hulle gedagtes is hier op die sigbare wêreldse dinge gerig. Hulle ongehoorsaamheid staan weer in kontras met ons as gelowiges en hemelse burgers. Ons gedagtes behoort gerig te wees nie op die aardse dinge nie, maar op wat? Op die dinge daarbo. Ons ingesteldheid is hemels van aard. Ons dink die dinge daarbo by God. En wat is die uiteinde? Die uiteinde van die goddeloses is die verderf. Ons het 'n wyle gelede het ons uit Psalm 73 dieselfde gehad waar ons gesien het, maar die goddeloses kom tot niks.
Hulle lewens loop uit op die dood, die ewige dood, vernietiging, katastrofe. Die uiteinde van die hemelse burgers is die ewige lewe. En Paulus brei ook uit daarop, hy sê, dan verwag ons dat Christus ons nederige liggame, swak liggame, gaan verander, om soos syne te wees. In plaas daarvan dat ons van ons liggame 'n God maak, soos die goddeloses, word ons opgeroep om uit te sien en te fokus op die dinge daarbo, en te handel volgens ons hemelse burgerskap, deur uit te sien na 'n nuwe liggaam, na 'n nuwe wese, na 'n nuwe mens. Doen ons dit deur ons eie krag? Nee. Die self is nie genoeg nie. Alles geskied slegs deur die krag van Christus. Daar's 5 hoofpunte. En ek nou al gesien het help om goed te onthou, as jy nie dit op notas het wat jy moet neerskryf nie. So, hier is 5 hoofpunte uit die preek vanoggend, uit die teksboodskap, wat ons saam met ons kan vat, om te onthou. Daar waar jy sit, jy hoef nie vir almal te wys nie, maar as jy nou baie selfbewus is, doen dit onder jou baadjie, maar maak 'n vuis. Maak jou vuis so. Dan dink jy in die eerste plek aan die vuis wat jy so maak. Dan sien jy daai rebellie. Jy dink sommer terug aan ou Kain. Kain wat so maak en sê nee. Ek sal doen wat ek wil. Dis daai vuis van ongehoorsaamheid en vyhandigheid wat nog altyd teen God gerig is deur al die eeue heen. Daai rebelsheid. En nou is jou vuis daarso. Nou, almal van ons se vuiste was in 'n stadium toe. In rebellie teen God. Nou om die vuis weg te kry, moet jy jou hand begin oopvou. So kom ons begin by die duim. Ons moet onthou as hemelse burgers, dat ons doen wat reg is. Ons dink aan die dinge daarbo. Ons fokus op die dinge van God. Dis waarheen ons gedagtes, ons dade, ons woorde gerig is, om die regte ding te doen. Ons moet 'n voorbeeld navolg. Ons kyk na die gelowiges rondom ons. En dis hoekom dit belangrik is vir ons om ook deel te wees van die kerk, van die liggaam van Christus. Ons kyk rondom ons en ons sien die voorbeeld wat ander gelowiges vir ons stel. Maar nou vat jy jou vinger waarmee jy nou na ander mense gewys het, om jou te herinner dat jy na hulle moet kyk. Jy dra hom terug na jouself toe. Jy sê maar, ek moet 'n voorbeeld wees. As 'n hemelse burger, iemand wie se identiteit nie van hier af is nie, moet ek 'n voorbeeld wees en 'n voorbeeld stel vir die rondom my. Die middelste vinger, die langste een van die lot, die een wat hoog uitstaan. Wat jy dink, jy kan nie net na die mense rondom jou kyk nie. Ons weet hoe lyk die mense rondom ons. Ons weet hoe lyk ons. Ons weet ons het foute. Paulus sê dit ook. Hy sê volg my voorbeeld, maar ek maak nou nie asof ek dit alles al reeds reg gekry het nie. Net 'n paar verse van tevore.
Fokus is op Christus. Dalk is dit nou ook 'n goeie tyd vir jou om te wonder, waaraan dink jy as jy nou hierdie middelvinger as 'n gedagte moet oproep? Hoe gebruik jy hom dalk in die verkeer? Getuig dit van jou hemelse burgerskap, maar dit 'n kant aanteken. Ons verwag vir Christus uit die hoogste hemel, daar waar ons burgerskap is. Ons gedagtes is gerig op die dinge daarbo. Die ringvinger, swakste een van die lot. Daai enetjie wat as jy hom so plat op die tafel sit, dan kry jy hom nie opgetel omtrent nie. Jy onthou al daai speletjies wat ons altyd so gespeel het, as jy jou hand plat sit, dan kan jy al jou vingers optel behalwe daai ene. Hy lig net so bietjie. Daai swak vinger. Herinner ons daaraan dat ons vlees, ons liggame is swak en nederig. En dat ons teen die swakheid en die sondes, die vlees, die aardse begeertes beklei. En dit sal so wees tot in die laaste oomblikke van jou lewe, totdat jy jou nuwe hemelse verheerlikte liggaam kry. Dat jy gaan beklei teen die sondes, teen die swakheid, teen die vlees, teen dit wat jou lyf. En daarbey is jou gedagtes ingesluit wil hê. Ons dink sommer aan 'n paar goed waarteen ons beklei. Jou ringvinger is immers nou die een wat gewoonlik 'n ring aan het dan nou wanneer jy getroud is. So dit herinner jou sommer in terme van die gevare van seksuele begeertes. Pas op daarvoor. Kyk uit. Dis nie maklik nie. Paulus skryf in Galasiërs 5 vers 19. Die praktyke van die vlees is goed bekend, naamlik onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skeuring, afguns, dronkenskap, gevyf en hierdie soort dinge. Waarteen ek julle nou weer waarsku, soos ek julle vroeër gewaarsku het, naamlik, en hoor nou hierdie waarskuwing, dat diegene wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerf nie. Hierdie goed hoort nie by ons as gelowiges nie. Dis nie ek wat so sê nie. Dis nie ek wat hierdie standaard stel nie. Dis nie die kerk wat hierdie standaard stel nie. Nou is jy dalk onrustig. En ek hoop jy is. Want in voorbereiding vir hierdie preek, soos ek laas vir julle gesê het ook, dis ope hartchirurgie. En nou staan een van die groot pasiënte ook voor julle en ek moet vir julle die goed sê. Ons kan nie uit ons eie krag uit hierdie goed doen nie. En as ons dit besef, en ons kan begin wandel en begin leef, in die besef dat ons dit nie uit ons eie krag uit kan doen nie, en ons afhanklikheid van Christus besef, geseënd is die armes van gees, sê Jesus in die bergprediking. Petrus sê vir ons in 2 Petrus 1 vers 3, sy goddelike krag het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het vir 'n godvreesende lewe. Hoor julle dit?
Nie ons sal dit eendag ontvang nie. Ons het dit. Ons het alles wat ons nodig het om 'n godvreesende lewe te leef. Uit jou eie uit? Nee. Die krag van God. Deur die kennis van hom wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. Hierdeur het hy sy kosbare en grootste beloftes reeds aan ons gegee, sodat jy deel kan kry aan die goddelike natuur. Nou dat jy ontvlug het aan die verdorwenheid wat deur begeerte in die wêreld teenwoordig is. Jy het ontvlug. Waarmee het ons die erediens begin? Met Christus se eerste woorde waarmee hy sy prediking begin het. Bekeer julle! Want die koninkryk van die hemele is op hande. Maar ons dink ons kan hierdie goed op ons eie reg kry. Ons dink ons kan deur Bybel te lees en al die goedjies reg te doen. Ek is daarom nie so 'n slegte mens nie. Draai jou fokus en jou afhanklikheid na God. En leef soos dit 'n hemelse burger betaam. Die kleinste vingertjie. Ja, ons is nog besig met die hand. Laat dink ons ook aan die kinders wat vroeër hier was. Dink gou 'n bietjie hoe kinders die vermoë het om te bly vra vir die mees eenvoudige goed partykeer. Pappa, sal pappa my gou help met my skoene? Maak net gou my skoene vas. Pappa, sal pappa net gou vir my 'n bakkie pap maak? Mamma, help my gou hiermee. Mamma, sal jy net gou my boek in die tas sit? Dis die fase waar ons nou is, in ons huis. Miskien is daai fase lank of jou verby, of jy sien hoe ander mense se kinders dit met hulle doen. Daar kom 'n punt waar die kinders die goed self begin doen. Dan smeer hulle eie broodjies. Maar daar is ook 'n tyd wat hulle dit glad nie self kan doen nie. Sien dit ook so dat jou hemelse Vader, ons hemelse Vader vir ons in liefde en deernis help en bly help en leer deur al ons struikelings heen. Daar's nie fout as 'n 3-jarige nog vra dat iemand sy vleisie vir hom moet sny in sy bord nie. Maar my oë gaan daarom maar verskriklik rek. As ek op 'n kamp is of waar ook al en 'n tienerseun vra vir my, oom, sny asseblief my vleisie vir my in my bord. Ons hoef nie meer daaroor te sê nie. Vra en bly vra. Stry en bly stry volhard. Daar is nou vanoggend vir jou keuses om te maak. Jou vuis kan nou toe bly. Jy kan nou hier uitstap met jou gebalde vuis, soos wat jy dalk met jou gebalde vuis hier ingestap het. Miskien het jy nie besef jou vuis was gebal nie. Of dalk stap jy net met 1 gebalde vuis nou hier uit en nie meer 2 nie. So jy kan kies of jy gaan volhard in hierdie uiterste vorm van rebellie teen God, naamlik ongehoorsaamheid. En jy kan die toonbeeld word van die vers in Matteus 11 vers 12 waar Jesus sê, maar sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe, lei die koninkryk van die hemele onder geweld en probeer geweldenaars dit in besit neem. Jy kan kies of jy nou een van die geweldenaars wat dink jy kan die koninkryk met geweld in besit neem. Of
Gaan jy doen wat reg is volgens jou hemelse burgerskap? Gaan jy 'n voorbeeld navolg van die mense rondom jou? Gaan jy 'n voorbeeld stel vir die mense rondom jou? Gaan jou gedagtes gerig wees op Christus, op die dinge daarbo, op die koninkryk van die hemele? Gaan jy stry en beklei teen jou begeertes, jou sondige natuur, die liste en die drange en al die goed wat ons so maklik regverdig? En gaan jy besef dat alles jy klein en swak en nietig, steun jy nie op jou eie krag nie, maar op die van Christus? En sal jy hom bly vra vir alles wat jy mag nodig hê om volgens jou hemelse identiteit te handel. Ekskuus. Dis die keuse waarvoor jy staan vanoggend. Nou dat ons paspoorte afgestof het, ons besef ons hemelse burgerskap, praat ons volgende week verder oor ons rol as medewerkers in die kerk. Kom ons sluit die oë. Ons hemelse koning, almagtige Heer, ons is diep bewus van ons tekortkominge, van ons sondes, van ons nietigheid. Mag dit deur U Gees nie stop by 'n bewustheid nie. Maar mag U Gees ons kom vernuwe, mag U ons denke kom vernuwe, ons lewens en ons harte in besit neem. Mag U heerskappy oor ons lewens ook op 'n wonderbaarlike wyse bevestig deur die krag wat U in ons harte werk om ons te verander, om ons te vernuwe, sodat ons 'n voorbeeld kan stel vir ander, sodat ons U in gehoorsaamheid kan volg. Vergewe ons rebelsheid, Here. Rig ons gedagtes meer en meer na die dinge daarbo, sodat terwyl ons hier is, ons kan leef as burgers van die hemelse koninkryk. Amen.